Middag julle. So ek het nou op hierdie artikel afgekom van Winkler's Mouse heilige dieet wat demone uit jou selle verwyder nou. Ehm ja, ek hoop nou nie julle kan nou die agtergrond hoor nie. My man is besig om storie te kyk. Ehm maar ek het nou hier 'n paar goeters wat nou vir my rooi vlaggies is. Eerstens rapport is besig om hierdie hele storie uitmekaar te ruk deur te sê dieet wat demone uit jou selle verwyder. Aan die ander kant maak die Winklers ook nog 'n besigheid uit hierdie ding uit. Ek gaan nou vir julle sê hoekom. Nou het ek die comment gelos. Aan die een kant breek rapport die Christene af, dryf die mense weg van Jesus, en aan die ander kant dryf rapport die Christene tot charismatiese mystieke dwaalleer, waar die derde gebod, jy mag nie die naam van die Here ydelik gebruik nie, oortree word vir besigheidsdoeleindes en nie vir die regte doeleindes om sonde, genade en rekonsiliasie aan te spreek nie. Dis 'n regte tool in Satan se hande. 'n Rapport moet liefs nie oor kerke of enigsins oor geloof praat nie. Julle is 'n tool in Satan se hande. En het ek 'n ding nou bygevoeg. Gospel is not a message of health, wealth and prosperity. It is a message of sin, redemption and reconciliation. Justin Peters. En dit staan in Romeine 1 vers 16. So, iemand het ook nou hier gekom en rapport maak geld uit die verdraaiing van die woorde. Hulle split alles tot hulle finansiële baat vind, maar so ook doen die Winklers. Beide maak geld uit verdraaiing van God se soewereine woord. Nou ek het nou so 'n bietjie gaan indelf in hierdie hele ding in, en ek het nou na haar video's gaan kyk waar sy sê hoe rapport haar aanval en News24 haar aanval, en dat dit nou vir hulle so groot publisiteit is, dat sy nou so baie mense gekry het wat nou na hierdie dieet gaan volg en goeders, maar ek het ook nog dieper gaan delf in waar hierdie dieet vandaan kom. En ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen, en hierso is nou hulle 40-day body reset weight loss program starting 1st of November. Dit kos nou R500 om nou deel te neem, en toe het ek hier op hierdie naam afgekom, Leggy Kamfer. En ek het bietjie gaan navorsing doen oor wat is hierdie alles, en ek het op die Hadashi, so blykbaar het hulle so klomp dieetgoeders vir jou uitgewerk, maar dan ook, waar is daai Hadashi? Ok, hierdie is nou Alet Winkler se maatskappy, en dan die Hadash Healing Oils. Ek 'n bietjie gaan kyk daarin, wat daar aangaan. In elk geval, en ek het op die vrou afgekom, dis nou Leffie, ek weet nie hoe spel jou naam uit nie, Leffie of Leggy Kamfer. In elk geval, toe gaan kyk ek 'n video oor haar, en ek het bietjie charismatiese mystiek opgetel, en vir my rooi ligte begin flits om te sien wat hier aangaan. Ek gaan nou vir julle daarby uitkom. In elk geval, jy kan op enige dieet gaan, in elk geval wat nie vir jou spiritueel enigstens mystieke betekenis in elk geval gaan hê nie. As jy gaan kyk na Dr. Eric Berg se dieet van wat is dit, intermittent fasting, jy het nie hierdie olies nodig nie, dis nie nodig. Hierdie is maar alles maar besigheid, dis maar tipe besigheidsmodel om geld te maak hier uit. Maar die ding wat vir my pla is dat hulle afwyk van die woord van God en heeltemal absoluut mystiek uitdraai. Nou, ek gaan nou vir julle lees uit 'n kalvinistiese perspektief. In 'n wêreld waar gesondheidstrends en geestelike dissipline dikwels saamsmelt, het Alet Winkler sy Exodus Experience program 'n noemenswaardige plek ingeneem.
Nou hierdie 40-dag detox en gewigsverliesbeplan, geïnspireer deur die Bybelse temas soos die Israelitiese woestynreis en Exodus, beloof nie net fisiese transformasie nie, maar ook holistiese genesing van die liggaam, siel en gees. Deelnemers kry 'n maaltydplan met resepte, koopsiklus en seisonale Ayurvediese bestanddele en berig positiewe uitkomste soos gewigsverlies, verbeterde energie en selfs finansiële besparings op kruideniersware. Winkler beklemtoon dat dit nie 'n uithongerdieet is nie en dat die deelnemers nie honger hoef te ly nie. Maar kommerwekkend tendens wat het na vore gekom, sommige volgelinge van hierdie program beweer, hulle moet hulle self uithonger en dit eenvoudig aan God oorlaat. Hierdie benadering wek vrae op oor die verhouding tussen fisiese dissipline, geestelike vertroue en verantwoordelike rentmeesterskap. Vanuit 'n kalvinistiese perspektief, gewortel in die leerstelling van Johannes Calvin en die breë reformatoriese tradisie, moet ons hierdie praktyk krities ondersoek. Calvin se teologie beklemtoon God se absolute soewereiniteit, maar ook die mens se verantwoordelikheid om die middele te gebruik wat God voorsien. Laat ons dit stap vir stap ontleed. Die Bybelse inspirasie agter die Exodus Experience. Nou die program se naam verwys na 'n Bybelse verhaal van Exodus waar die Israeliete 40 jaar in die woestyn deurgebring het, afhanklik van God se voorsiening, soos manna uit die hemel, Exodus 16. Die getal 40 herinner ook aan Jesus se 40-dag vas in die woestyn, Matteus 4 vers 1 tot 11, waar hy versoekings weerstaan het en op God se woord staat maak. Vas en selfbeheersing is inderdaad Bybels. Calvin het self as vas as 'n nuttige dissipline beskou, nie as 'n manier om genade te verdien nie, maar om die siel te reinig en nader aan God te kom. In sy institusie van Christelike Godsdienst, boek 4 hoofstuk 12, waarsku Calvin egter teen oordrywings in vas, want dit kan tot skynheiligheid en of selfvernietiging lei. In die geval van Exodus Experience lyk die program op die oog afgebalanseerd. Dit sluit maaltye in, weeklikse opvolgings en ondersteuning. Dit is nie 'n volgehoue vas nie, maar eerder 'n gestruktureerde reset vir hormone, metabolisme en gewoontes. Tog, as die deelnemers dit interpreteer as 'n opdrag om hulself uit te honger en bloot op God te wag vir ingryping, dryf dit af van die gesonde Bybelse beginsels. Calvinisme en die soewereiniteit van God. Vertroue sonder versoeking. Sentraal in Calvinisme staan God se soewereiniteit. Hy regeer alles volgens sy ewige raadsbesluit. Efesiërs 1 vers 11. Predestinasie leer dat God se genade onweerstaanbaar is en dat hy die middele ordineer waardeur sy wil geskied. Maar Calvin waarsku ons dat ons nie God moet versoek deur die middele te verwaarloos nie. In sy kommentaar op Matteus 4 vers 3 tot 4, waar Satan Jesus versoek het om klippe in brood te verander, beklemtoon Calvin ook dat ons nie wonderwerke moet verwag as God alledaagse middele soos kos voorsien nie. Om God te versoek, skryf Calvin, is om sy hulp te eis sonder om die middele te gebruik wat hy gegee het. As mense hulle self uithonger en sê laat dit aan God oor, kan dit 'n vorm van versoeking wees. Dit ignoreer die liggaam as 'n tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, wat ons verplig om dit te versorg. Calvinisme leer totale verdorwenheid. Die mens is geneig tot sonde, insluitend selfvernietigende extreems. Sonder God se genade kan so dieet 'n idool word, waar gewigsverlies bo gehoorsaamheid aan God se gebod om matig te eet en te drink, Spreuke 25 vers 16, gestel word. Vertroue op God beteken nie passitiwiteit nie, maar aktiewe gehoorsaamheid aan sy voorsiening. Die rentmeester van die liggaam, 'n kalvinistiese verantwoordelikheid. Calvin het sterk geglo in rentmeesterskap. Ons is rentmeesters van God se skepping, insluitend ons liggame. In sy institusie boek 3, hoofstuk 10, bespreek hy matigheid as 'n deug, waar ons nie die liggaam moet mishandel nie. Uithongering selfs onder die vaandel van geestelike dissipline
kan tot gesondheidsrisiko's lei, soos hormonale ontwrigting, swakheid of selfs dood. As die Exodus Experience deelnemers dit so interpreteer, loop hulle die gevaar om God se wet van selfversorging te oortree. Boonop leer Calvinisme dat ware vryheid in Christus lê, nie selfopgelegde reëls nie. Kolossense 2 vers 20 tot 23. Paulus waarsku teen askese wat die vlees lyk asof dit beheer, maar geen waarde het aan sondige neigings nie. 'n Dieet wat tot uithongering lei, kan 'n vorm van wettiesheid word, soos legalistic, waar mense probeer om deur hulle eie krag te verdien, God se guns, 'n direkte teenstelling met genade alleen, sola gratia. 'n balansering, wat kan ons leer? Nie alle aspekte van die Exodus Experience is problematies nie, as dit gebruik word as hulpmiddel vir dissipline en dankbaarheid vir God se voorsiening, kan dit waardevol wees. Deelnemers berig genesing en vernuwing wat herinner aan God se belofte van herstel, Jesaja 58 vers 11. Vanuit die Calvinisme kan ons dit sien as 'n middel waardeur God werk, sodat dit nie tot extreems lei nie. Tog vir diegene wat uithongering bepleit en sê, laat dit aan God oor, is 'n waarskuwing nodig. God se soewereiniteit sluit ons verantwoordelikheid in. Eet matig, beweeg en vertrou God in die resultate, maar moenie die middele verwerp nie. Soos Calvin sou sê, God voorsien manna, maar hy verwag dat ons dit optel en eet. In die slot, laat ons die gesondheidsreise God se woord as gids gebruik, nie menslike interpretasies nie. Calvinisme herinner ons dat die ware transformasie van God kom, nie deur selfmarteling nie, maar deur genade en gehoorsaamheid. Nou die volgende een oor die Hadasha Healing Oils, Leggie van Rooyen, dis nou haar nuwe van is mos nou Comfort. Is dit in lyn met skrif volgens Calvin? Nou kom ons gaan kyk nou 'n bietjie deur dit. In 'n era waar natuurlike genesing en geestelike welstand dikwels saamvloei, het Hadash Healing Oils, gestig deur Leggie van Rooyen, nou Leggie Comfort, 'n beduidende aanhang gekry. Hierdie Suid-Afrikaanse onderneming wat in 2015 begin het, spesialiseer in essensiële olies, mengsels, kruieprodukte en aanvullings vir holistiese genesing. Leggie beskryf haar werk as 'n bediening geïnspireer deur 'n nagvisioen van Jahwe om God se volk voor te berei vir genesing, die nasies te genees en kettinge van farmakeia, dikwels geïnterpreteer as farmaseutiese towery, te verbreek. Produkte word geformuleer met profetiese insig in lyn met Bybelse patrone, Hebreëse letters en skrif en beloof herstel op liggaamlike, emosionele en geestelike vlak en selfs DNA herstel en detox, maar pas dit by die skrif, soos Johannes Calvin dit verstaan het. Calvin, die reformatoriese teoloog, het 'n streng benadering gehad tot godsdiens met klem op sola scriptura, skrif alleen. God se soewereiniteit en die verwerping van mistiek of ekstra Bybelse openbarings. Laat ons dit vanuit 'n Calvinistiese perspektief ontleed met verwysing na sy leerstellings in die institusie van Christelike godsdiens en kommentare op die Bybel. Die agtergrond van Hadasha Healing Oils. Leggie se storie begin met haar kinderjare op 'n plaas waar sy natuurlike middels geleer het. Sy het siektes soos fibromialgie ervaar en beweer wonderbaarlike genesings in haar familie, geïnspireer deur figure soos Dr. Henry Wright, wat geestelike wortels en siektes beklemtoon. Na studies in farmasie en natuurlike medisyne het sy Hadasha gestig as 'n bediening en voltydse werk. Produkte sluit mengsels in vir toestande soos MIF detox, lymfstelsel herstel en C-reflux met meer as 400 protokolle vir die behandelinge. Seminars leer oor Bybelse toepassing van olies, genesing van nasies en herstel van die bruid se DNA. Nou hier is waar rooi ligte nou begin flikker.
Geestelike elemente is sentraal. Olies word gesien as profetiese gereedskap, soortgelyk aan Ester, Hadassah se suiwering met olies. Ester 2 vers 12. Leggie praat van profetiese formulering, Hebreëse letters vir senuweestelsel reset en 'n roeping om die bruid van Christus voor te berei. Nou ons weet wie is die bruid van Christus. Dit is ons Christene wat werklik glo aan Jesus Christus. Daar is kritiek op die moderne medisyne met verwysing na farmakeia as ketting van kroniese siektes en 'n fokus op die worteloorsake eerder as simptoombehandeling. Calvin se sienswyse op genesing en medisyne. Calvin het siektes gesien as deel van die gefalle wêreld, 'n gevolg van sonde, maar ook as medisyne vir die vlees, kruise wat God gebruik het om ons te heilig, soos in sy kommentaar op Job en Psalme. In die institusie boek 3, hoofstuk 8, leer hy dat lyding ons nederig maak en ons na God dryf. Hy het self met kwale soos nierstene en jeug gekamp, maar dokters het en medisyne gebruik, want God verskaf middele deur sy voorsiening. Calvin het medisyne as God se gawe beskou, nie as towery nie. In sy kommentaar op Eksodus 15 vers 26, waar God homself as geneeser openbaar, beklemtoon hy gehoorsaamheid aan God se wet, maar nie die verwerping van natuurlike middels nie. Hy waarsku teen bygeloof. In boek 1 van die institusie verwerp hy mystiek, visioene en profetiese openbarings as normatief van die apostoliese era, want die skrif is volledig. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Wonderwerke was vir die vestiging van die kerk nie 'n voortdurende patroon nie. Wat olies betref, erken die Bybel salwing met olie vir genesing, Jakobus 5 vers 14 tot 15, maar Calvin interpreteer dit as 'n simbool van gebed en geloof, nie 'n magiese ritueel nie. In sy kommentaar op Jakobus beklemtoon hy dat genesing van God kom, nie die olie self nie, en hy waarsku teen die maak van idole uit skepingsgawes. Is Hadassah in lyn met Calvin se verstaan van die skrif? Vanuit Calvinisme? Nee, nie ten volle nie. Terwyl die gebruik van natuurlike middels soos olies en kruie ooreenstem met Calvin se siening van God se voorsiening, hy sou dit as middele sien, nie te verwerp nie, dryf die raamwerk af in die gebied wat Calvin sou verwerp. Nommer 1. Profetiese visioene en ekstra Bybelse openbarings. Leggie se nagvisioen en profetiese formulering lyk na spesiale openbarings wat Calvin as gevaarlik beskou het. Hierdie laat my baie dink aan die New Apostolic Reformation wat Paula White, Kenneth Copeland, Joyce Meyer en wie sou nog, Joel Osteen gebruik. Nou, Calvin het die Rooms-Katolieke Kerk gekritiseer vir visioene en tradisies bo die skrif en leer dat God nou deur sy woord spreek, Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Sulke aansprake kan lei tot dwaling, soos die Anabaptiste beweging wat hy teen gestaan het. Mystieke elemente. Die gebruik van die Hebreëse letters vir senuweestelsel reset en DNA herstel van die bruid ruik na kabbalistiese of charismatiese mystiek wat Calvin as bygeloof sou verwerp. Hy het in sy institusie boek 4 gewaarsku teen die vermenging van godsdiens met okkultiese praktyke en beklemtoon rasionele skrifgebaseerde geloof. Nommer 3. Antimediese houding. Die verwysing na farmakeia as kettings geïmpliseer 'n afkeer van moderne medisyne wat Calvin nie sou ondersteun nie. Hy het dokters aanbeveel en gesê ons moet nie God se versoek deur middele te ignoreer nie, soos hy in kommentaar op Matteus 4.
Terwyl kritiek op misbruik geldig is, lyk Hadassah se benadering asof dit natuurlike middels verhef bo alle ander potensieel tot 'n vorm van wettiesheid of idolatry. Dis nou afgodsdiens. Nommer 4, genesingsaansprake. Beweerde wonderbaarlike genesings en fokus op geestelike wortels soos by Dr. Wright pas by die charismatiese teologie, nie Calvinisme nie. Calvin het geglo, genesing kom deur God se soewereiniteit, nie gegarandeer deur rituele of olies nie. Hy sou waarsku dat sulke aansprake valse hoop skep en die fokus van Christus se kruis aflei. 'n Balansering, wat kan ons leer? Nie alles is problematies nie. Die waardering vir God se skepping en natuurlike genesing stem ooreen met Calvin se rentmeesterskap, Genesis 1 vers 28. As Hadassah bloot as natuurlike middels gebruik word sonder mistieke aansprake, kan dit nuttig wees, maar die geestelike raamwerk, profetiese visioene, antiforma, retoriek en Bybelse misinterpretasies dryf af van sola scriptura. Calvin herinner ons, ware genesing is in Christus deur genade alleen, sola gratia. Ons gebruik middele, maar vertrou God se soewereiniteit, nie in ons eie insigte nie. As gelowiges moet ons onderskei tussen God se voorsienigheid en menslike byvoegings. Kolossense 2 vers 8. In slot, Hadassah healing oils is nie in lyn met Calvin se skrif verstaan nie, want dit leun te swaar op die mistiek en ekstra Bybelse elemente. Laat ons eerder na die skrif terugkeer, verleiding en genesing. Baie dankie dat julle gekyk het. Ek hoop julle vind baat by hierdie ding.